Ek het vandag se tema gekies rondom die leesrooster wat reg oor die wêreld gevolg word. Ek gee so 4 tekste vir jou uit die Ou Testament, Nuwe Testament, die briewe van die Bybel, en ek het die Samuel geteks gekies en dan juis die tema gekies tyd vir 'n nuwe tree, want dit gaan oor Dawid, soos julle nou al min of meer gehoor het, gaan oor Samuel, maar Dawid spesifiek wat 'n herderstaf daai het en 'n kroon. Ek het soort van die twee probeer kombineer in 'n prentjie om net vir ons te sê tyd vir 'n nuwe tree. Kom ons lees saam van 1 Samuel 16 vanaf vers 1. Die Here het vir Samuel gesê: "Hoe lank gaan jy nog oor Saul, dis die vorige koning, oor Saul treur nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning." Samuel vra toe: "Hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak." En die Here sê vir hom: "Neem 'n vers saam en sê: Ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Nooi dan vir Isak na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Sal vir my die een wat ek jou sal beveel." Samuel het gedoen wat die Here gesê het. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink: "Die gesalfde van die Here staan hier voor die Here." Maar dit is 'n God sê vir Samuel: "Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike." En dan gaan die ander seuns ook so deur. Dan sê hy vers 10: "Nadat Isaai 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isaai: Die Here het nie een van hulle gekies nie." Daarop het Samuel vir Isaai gevra: "Is dit al jou seuns die?" En hy het geantwoord: "Die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op." Toe sê Samuel vir Isaai: "Laat haal hom, want ons eet nie voordat hy nie hier is nie." Isaai het hom laat haal. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here: "Staan op, salf hom, want dis hy." Samuel het die horing met die olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. Net so 'n bietjie agtergrond in terme van hierdie bedeling. Destyds het Samuel vir Isaai as koning gesalf. Dit was die eerste maal in die geskiedenis van die ou tydse volk Israel wat daar toe 'n koning gekom het. En Saul het op die ouend soveel nonsens aangejaag, want hy het selfs by waarsêers gehulp soek in plaas van by God, dat God op die ouend gesê het: "Nee, Saul se tyd as koning is verby." Maar Samuel self, wat vir my interessant was toe ek die gedeelte lees, Samuel die profeet self, het nogal gesukkel om te dink daar moet 'n nuwe bedeling kom. Ek wil hy die ander ou gesalf as koning, en hy kan soort van nie afstand kry daarvan om te sê, hier moet nou 'n nuwe een gesalf word, daar's 'n nuwe pad wat loop nie. En dan sê God juis vir Samuel: "Maar jy moet nie aanhou treur nie, hier's 'n nuwe tendens wat gekom, hier's 'n nuwe rigting wat ingeslaan geword, 'n nuwe tree wat gegee word." Nou vir beide Samuel en vir Dawid was dit 'n risiko, want onthou, Saul was nog koning op daardie stadium. So Dawid het nie direk ingestap en die ander een klaargemaak met sy job nie. Hy was nog in sy amp. Saul was nog in sy amp terwyl Dawid gesalf is as koning. Maar die opvallende wat hier uitstaan is op die ou end, dat vir Samuel gesê word deur God: "Ek kyk nie na die uiterlike nie, ek kyk na die innerlike. Ek let op wat in jou hart aangaan." En dit is daarom tyd vir 'n nuwe tree. So wat hier gebeur is, God gee 'n nuwe tree vir die toekoms met sy volk. God wil hulle nie laat verlore gaan nie. God wil juis lei. Hy het destyds vir Abraham al beloof: "Jou mense sal 'n nasie word. Daar sal baie wees en ek sal vir hulle sorg 'n toekoms gee." En ons het nodig om te hoor, juis uit hierdie gedeelte, dat God telkens in die geskiedenis ingryp om 'n nuwe bedeling in die geskiedenis te bewerkstellig. En dan gee God sekere tree deur sekere mense, om dan ander mense saam in te neem in 'n nuwe bedeling. God gryp in die geskiedenis. En dis die belofte van God uit Samuel uit, en dis die belofte vir ons toekoms ook nog steeds. Ek het 'n bietjie nagedink oor die Midde-Ooste. Ons het so 2 jaar terug 'n toer Israel toe beplan, wat ons op die ouend afgeskaf het oor die Hamas inval en al die goed wat in die Midde-Ooste gebeur. En op hierdie stadium het ons 'n toer wat in Junie loop ook na Turkye, 7 gemeentes van Openbaring, en dan ook 'n bootvaart daarna, al dies meer. En gisteraand vra iemand vir my: die lugrederye het na die ooste kant toe, het hulle al daai goed toegemaak, Turkish Airlines en al dies meer. Is ons toergroep in gedrang, al dies meer? Ek sê nee, veiligheid van mense is altyd eerste op die spel.
Maar al die vlugte na die, sê maar die regterkant van die kaart, as ek nou so maak, sal dit julle regterkant wees. Daai dele is als toegemaak die lugruim, omdat niemand kan nou weet waar Iran en sy ander mense, sy proxy soos hulle dit noem, waar hulle volgende die mense gaan skiet in die smeer nie. Maar ons roete is nog veilig, want ons vlieg met Ethiopian Air, so ons kom van hierdie kant af na Istanbul toe. Maar mense hou die goed dop. En dan begin jy besef, maar die wêreld het so impak op mekaar, want wat in die Midde-Ooste gebeur het 'n effek in ons. Ons gaan aan die einde van die maand gaan ons almal meer betaal waarskynlik vir petrol, soos dit nou aangaan. En dit beteken 'n volgende prysverhoging in terme van ons kos, 'n volgende prysverhoging vir al die ander goed daarmee saam. So wat daar ver van ons af gebeur, het 'n direkte impak op my en jou lewe hier. En dan wonder mense, as mense al die goed kyk, is God nie besig om ergens te help dat die wêreld 'n nuwe tree gee nie. Vir myself voel dit vir my, het die klomp presidente, mense het mal geraak. Ek wil, dit is net gek wat aan die gang is en hoe die mense mekaar seermaak en doodmaak en dis meer. En dan raak dit nog jou eie politieke verhoudings in jou land met die politieke leiers van reg oor die wêreld en dan wonder jy, waar gaan alles heen? Dit wat ek in my hart vashou is die hoop dat dit 'n nuwe tree is wat God besig is om in die wêreldgemeenskap te loop en te gee. Maar ek het gaan dink, watter aanduidings is daar wanneer 'n mens gereed is vir 'n nuwe tree of wanneer jy daai tree moet neem en gaan neem? En ek wil net so 'n paar van hulle noem, almal begin met die letter W. Wanneer iets vir jou waardevol is, dan beteken dit, dis 'n nuwe ding wat jy gaan doen. As jy iemand gaan vra om te trou met jou, dis 'n waardevolle iets, dis 'n nuwe tree wat jy gaan neem en doen. Wat vir my opvallend is, in al daai gemeenskappe waar dit so sleg gaan, in Gaza, in Libanon en dis meer, is daar altyd mense vir wie dit waardevol is om ander mense te help. So in al daai gemeenskappe, van daar af tot in die plakkerskampe aan die ander kant ons, oral sien jy mense wat besig is om nuwe lewe te bring, deur 'n sop vir iemand te gee, iemand te versorg, iemand te verbind en dis meer, want dis waardevol. So waar waardevolheid in die rol kom, is wanneer jy 'n nuwe tree begin gee. Dis vir jou waardevol om lidmaat van hierdie gemeente en lidmaat van die NG Kerk te word. Daarom neem jy vandag as belydenisaflegger, neem jy die tree om te kom sê, publiek hier voor almal kom ek staan en ek sê, ek wil aan hierdie geloofsgemeenskap en die kerk in Hebreë behoort. Ek wil vir almal wys, ek glo in Jesus Christus. Dis vir jou waardevol. Iets wat maak dat jy ook 'n nuwe tree gee is wanneer jy welslae begin bereik, wanneer jy sien iets begin werk en dan gaan jy al hoe meer in daai rigting en dan raak dit jou rigting op die einde. Iets anders is wanhoop, wanneer jy so wanhoopig raak dat jy voel ek gaan nie verder hier oorleef nie, ek moet hier uit, ek stop hierdie verhouding, ek stop dit, ek stop dat. Want wanhoop is ook vir jou aanduiding, hier moet 'n verandering kom, hier moet 'n nuwe tree gegee word. Of wanneer jy waardeloos voel, wanneer jy nie kans kry om jou beste talente na vore te bring nie, wanneer jy nie geëer word vir wie jy is nie. In die navorsing oor mense wat bedank by werk, ek gee ook klas in Human Resource Management, is dit baie interessant, die tweede hoogste oorsaak vir hoekom mense bedank by werk, is omdat hulle nie erkenning, recognition kry nie. Mense sal vir baie minder geld werk solank hulle erkenning kry. Want dit is in ons hart gegee om te leef van erkenning. So wanneer jy waardeloos voel, dan voel jy, okay, hier moet die ding nou stop, hier is dit tyd vir 'n nuwe tree, ek moet 'n verandering maak. Of wanneer jy woede ervaar. Een van die top konsultante in die wêreld het gesê, geen transformasie gebeur voordat iemand nie kwaad raak nie. Intens kwaad raak nie. Nou daarmee beteken dit nie, jy moet met woede alles breek en almal seermaak, almal skiet al daai goed nie. Woede is 'n aanduiding, iets is nie reg nie, iets is nie in plek nie. So woede is 'n termostaat, 'n termometer wat vir jou aandui, die temperatuur het nou verander. Ek moet 'n verandering maak. Ek moet skuif uit die sonnet na die skaduwee om vandag se beeld te gebruik van die hittegolf wat ons nou hier tref. So woede kan jy gebruik as jy verontreg voel en sê, ek gaan nie verder dit duld nie, ek doen iets anders, ek gaan iets anders doen, ek neem daardie nuwe tree. So let op die woede, dis 'n indikator dat jy moet skuif van waar jy is, na iets nuuts toe, iets anders toe. Wonde, wanneer jy voortdurend gekwets afgekraak word, dan weet jy op 'n stadium, ek kan nie hier in hierdie situasie bly nie, ek moet aangaan. Soveel mense bly aan in goed wat al lankal moes gestop het, net oor hulle te bang is vir sekuriteit en dis meer, en dis verstaanbaar, maar omdat hulle ego so afgekraak is, dat hulle afgebreek word in die proses, want hulle heeltyd hierdie wond, en daarom maak hulle nie die skuif nie, en dan moet jy dalk vandag hoor, jy moet 'n skuif maak, omdat daai wond nou al te groot geraak het, jy is besig om dood te bloei waar jy is. 'n ander manier waarop mense skuif is wanneer 'n wantroue ontstaan,
Want 'n wantroue sê vir jou, jy vertrou nie meer die mense nie. En dat beteken dat ek moet dalk 'n ander pad loop, dalk eerlik met iemand praat, sê ek kan jou nie vertrou nie. Wat gaan ons doen daaromtrent? Of dalk verder uit 'n pad uitloop. En 'n tweede laaste en derde laaste een is weerstand. As jy als in jou voel in opstand kom teenoor iets, dan weet jy, dis tyd vir 'n ander tree. Ek kan nie die ou wêreld meer hanteer nie. Ek kan nie die ou manier van leef meer hanteer nie. Ek moet 'n nuwe tree gee. Dis als goed wat God in ons gee as indikators, as manier om te sê, dis tyd vir 'n nuwe tree. Net so Saul gesondig het, God gesê, nee, dit kan nie so aangaan nie, dis tyd vir 'n nuwe tree. Daarom moet Dawid in die prentjie kom. Of as jou wilskrag begin verdwyn, as jy voel ek het nie meer energie nie, motivering nie. Kan 'n mediese oorsaak ook hê? Ja, dit moet jy ook gaan ondersoek. Maar as jou wilskrag aan mekaar verdwyn om niks in die situasie te doen nie, dan is dit juist tyd om iets aan die situasie te doen, want jou wilskrag verdwyn aan mekaar. Jy is nie lus nie. Jy bly net nie lus nie. Dan sê dit vir jou iets moet verander. 'n Laaste gedagte is wanneer jy wedergebore is, wanneer jy voel jy's nie meer dieselfde jy as wat jy was nie. En gewoonlik gebeur dit met ons in ons geloofslewe wanneer ons tot bekering kom. En ek sê vir mense altyd, daar's meer as een manier van bekering kom. Jy kom tot bekering, eerste dink ek met jou hart, in die sin van gevoelsbekering, 'n emosionele bekering, want jy voel ek behoort, my sondes word vergewe. 'n Tweede vorm van bekering is met jou verstand. Ek aanvaar God is daar. 1 + 1 is 2, daarom God kan ook wees, want daar's meer getuies daarvoor as wat daar getuies daarteë is. So 'n verstandsbekering, en dit lê daar waarskynlik op 'n ander vlak waar dit gebeur. Maar die diepste bekering wat by elkeen van ons moet plaasvind, is ons wilbekering. Ek wil vir die Here leef. En dis die moeilikste bekering vir almal. Want jy kan nog met jou gevoel kom en dit kom en gaan, net soos in 'n verhouding, jou kop kom en gaan en jy kan besluit of jy kan nie besluit nie, maar wanneer jou wil nie in plek is nie, as God se wil nie jou wil word nie, met ander woorde, as jy nie vir God as jou koning in die lewe erken nie, dan het jy nog nie tot bekering gekom, volledig nie. So dis die 3 vlakke van bekering waardeur ons almal gaan, en dis die wedergebore wat ter sprake is, en ek het dit nou maar net op psigologiese manier ook vir jou probeer verduidelik. En dit alles sê vir jou, ek is wedergebore, ek kan nie in hierdie situasie aanbly nie. Baie keer bly mense in 'n situasie aan ter wille van hulle pelle, maar jou probleem is, jou konteks, jou kultuur bepaal jou. So op die einde word jy afgetrek as jy in 'n verkeerde kring is. Dis baie moeilik om een persoon 'n kring te verander. Maar as jy met hulp van ander dit begin verander, dan kan daar verandering kom. En daarom is 'n kerk so belangrik in 'n gemeenskap soos hierdie, want dit is nie net die gebou nie, dis mense wat hier is om te sê, hier is 'n ander lewe moontlik, hier's 'n ander maniere van lief hê moontlik, en ek gaan jou help, en jy gaan my help, en ons gaan mekaar ondersteun, ons gaan mekaar mentor, ons gaan mekaar begelei, ons gaan vir mekaar hoop gee, want ons, die kerk, is die enigste hoop vir die wêreld. Hoekom? Want ons leef vir die hoop van die wêreld met die naam Jesus Christus. Hy word die hoop van die wêreld genoem. Alles tree wat jy kan gee, of moet gee, want dalk is dit nou tyd vir jou vir 'n nuwe tree. Maar dit begin in jou gedagtes. Dit begin eintlik in jou geloof. En dan neem jy 'n tree in daardie geloof, net soos Samuel moes doen. Net soos Dawid moet doen. Want Dawid was nie direk koning nie. Hy het nog aangegaan, skaapwagter, later by die gevegsterrein, nie eens met soldaatklere nie, maar met 'n klippie en 'n slingervel vir Goliat. Maar reg deur dit als was geloof die storie. So wat leer ons by God en wat leer ons by Dawid? Ons leer by God dat God se trou nie verander nie, dat God ingryp in nasies se geskiedenis en dit kan verander en wil verander. En ons leer by Dawid moet net sy beste doen met dit wat opduik, al was hy nie seker van die uitkoms nie. Jy moet die beste doen wat die situasie nou vir jou gee, met die hulp van die Heilige Gees wat jy hoor, wat jy wil van God, bestudering van sy woord, in gebed gaan, dan gee jy daardie tree, want die lewe gebeur vir jou, nie teen jou nie. Hoor dit mooi, die lewe gebeur vir jou, wat God in jou doen, en vir en deur jou doen vir die lewe, nie teen jou nie. En dis dalk waar jy nou is om dit te doen. Martin Luther King Jr. het gesê, take the first step in faith. You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. En vandag met belydenisaflegging is dit 'n eerste tree. Maar jy het eintlik daai tree al gegee toe jy gesê het, ek wil belydenis aflê. Ek wil die klasse begin bywoon. Ek wil gementor word deur my 2 mentors wat vir ons doen. Ons wil 'n pad saamloop. En dit mag beteken dat daai tree op 'n ander plek in jou lewe gegee moet word wat
nie belydenis aflê nie, maar reeds belydenis afgelê het, of wat dalk nog moet kom belydenis aflê. Die goeie nuus is, Jesus is die brug. Want wat het Jesus hier met ons kom doen? Ons lees in Openbaring word vir ons gesê dat Jesus, kom maar 'n gebed na vore wat sê, aan hom wat ons lief gehad het en ons van sondes gewas het in sy bloed, ons gemaak het konings en priesters vir God sy Vader. Aan hom kom toe die eer, die eerlikheid en die krag tot alle ewigheid. Dis die gebed aan Jesus, want Jesus is die een wat ons almal tot konings en priesters kom salf het. In 'n wêreld waar leiers faal, waar politici steel, waar generaals mislei, waar ideologie teleurstellend doodloop, het ons 'n ander leier met 'n hoofletter L en sy naam is Jesus. En Jesus het jou geroep en jou kom roep om te sê, jy is die een. Ek vertrou jou om 'n verskil te maak, waar jy ook al mag beweeg. Want ek het jou gemaak, 'n koning en priester vir God my Vader. Dit is interessant, in Latyn is die woord wat gebruik word vir Jesus as priester, as hoëpriester, is die woord pontifex. En pontifex in Afrikaans vertaal is brugbouer. Jesus is die een wat 'n brug bou, oor elke kloof van politiek en kultuur en persoonlik en nasionaal. Brug tussen God en mens bou. 'n Brug bou tussen wie jy is en wie jy kan wees. So saam met Jesus kan jy weet jou lewe verander. En daarom mag jy vir jouself sê, ek is 'n koning. Ek is 'n koning. Ek's gesalf deur Jesus. Hy het dit self gesê vir my in Openbaring. Ek is 'n koning, koningin. God save the queen, het hulle al jare gesing. Nou is dit God save the king and the queen. Want hy het dit gedoen. En dan leef jy die lewe soos dit na jou toe kom en jy weet, dis die nuwe tree in geloof. Want wat gebeur as jy daai tree in geloof begin gee? Sien ons vers 13. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Gee die tree. Die gees is saam met jou en sal jou wys en lei. Maar daarmee saam, God kyk na jou hart. Dis wat Samuel moes hoor. God kyk nie na jou uiterlike nie, hy kyk na jou hart. Alles in ons lewe word deesdae gebaseer op die uiterlike. Hoeveel status jy het, watter motor jy ry, watter toespraak jy gee, watter pak jy dra, watter Instagram profiel jy het. Maar God kyk nie na die goed nie. God kyk na die een wat amper vergete is. En dan sê hy, jy's die een. Ek gaan haal jou daar agter by die skape. Jy's die een. Want God het in Dawid gesien meer as die uiterlike. Want in sy innerlike het hy gesien 'n hart wat in die stilte van die veld psalms sing. 'n Hart wat leer vertrou het. 'n Hart wat op God reken. 'n Hart wat niks wil aanpak sonder God nie. Die Bybel noem later vir Dawid 'n man na God se hart. Was Dawid sonder sonde? Nee, die ou het al sondes gedoen waarvan ek nog net gehoor het. Maar hy was 'n man na God se hart en God het hom aan mekaar 'n kans gegee. En God kyk nou na my en jou hart. Nie na jou bankrekening nie. Nie na jou politieke party of status nie. Nie jou ouderdom, jou skoonheid of watter ander vorm goed ook daar is nie. Want God soek mense soos Dawid. Iemand wat bereid is om in die stilte vir God te glo. Wat bereid is om die onwaarskynlike nog te sing. Wat kies om steeds te vertrou, wat kies om steeds lief te hê. So daardie nuwe tree begin wanneer ons oopstel vir God. En Jesus die brugbouer is die enigste een wat ons hart werklik kan vernuwe om totaal oop te wees vir God. Jy's in Psalm 51 bid Dawid en sê, skep vir my 'n rein hart o God en gee vir my weer 'n vaste gees. En dan kom Jesus en hy bou die brug sodat ons 'n nuwe hart en 'n nuwe lewe kan hê. En daardie nuwe tree begin met die salwing en koms van die Heilige Gees wat ons kry wanneer ons lewe oopmaak vir Here. Sê Jesus, ek glo in U, ek is lief vir U. Dan ontvang jy die Gees van die Here, moet nooit daaraan twyfel nie. Jy het dan die Gees van die Here en dan vra jy die Gees, Here, wys vir my al hoe meer hoe ek moet leef volgens U wil deur U Gees. Vraag is nou, wat 'n klein gehoorsame tree moet jy dalk nou gee waartoe God jou roep? Is jou hart nog oop vir God? Is jou hart oop om te kyk na wat gebeur
en vir God te vra, wat moet ek nou in hierdie situasie doen? Is jou hart oop genoeg om in die oomblik met Jesus te gesels en jou oor te gee en vir Jesus te sê, doen slegs U wil, Heer. U wil met my. Want soos genoem, ons wil is die ding wat die moeilikste is om tot bekering te kom. Dis my gebed dat jy wil. God kyk na die hart. So ek wil jou eintlik nooi en net sê, kom koning, kom koningin, ons is in vir nuwe ding. Is jy reg daarvoor?